kyk of een van julle kan antwoord. As ons praat van ryk mense, hoe verwys ons na hulle? Wie wil 'n kans waag? Praat ons van meneer Henry Rothschild? Ons sê ons die Rothschilds is ryk mense. In Suid-Afrika sê ons Harry is ryk, of sê ons die Oppenheimers is ryk. Maar daar's 'n rede daarvoor. Want almal weet dit eintlik, maar hulle let nie op nie. Dat baie ryk mense is ryk omdat hulle hele familie ryk is. Of kom stel dit anders. Ryk mense skep ryk families. Of as 'n klomp gewone mense saamwerk, dan kan hulle familie ryk word. Maak dit vir julle sin? Nou, julle kan 'n bietjie gaan kyk op die internet. Daar's 'n paar YouTube video's daaroor en as jy in Wikipedia gaan kyk, dan tik julle daarin, hulle verwys daarna as family offices. Hierdie ryk families in die wêreld het almal 'n kantoor wat hulle familie rykdom moet bestuur. Maar dis nie die begin en die einde van die storie nie. Die vraag is, hoe kry hulle dit reg? Hoekom is dit so 'n belangrike ding? Nou, die eerste ding is dat in meeste van die lande in die wêreld is families vrygestel van meeste regulering wat geld. Ons eie bankwet sê byvoorbeeld, as daar meer as 20 ouens is wat meer as R500,000 pool, dan moet hulle 'n banklisensie kry. Tensy daar 'n vrystelling is, uitgesluit familie. Familie kan aan mekaar finansiële voordele bied, sonder dat hulle gereguleer word, sonder dat hulle hoef te registreer, en dit geld eintlik wêreldwyd. Die regering en die staat het niks te doen wat 'n familie met mekaar doen nie. Nou deurdat die familie saamwerk, deur hulle kapitaal te pool, en dan uit hierdie kapitaalpool uit mekaar te bemagtig om ondernemings te begin, om huise te bou, om gesamentlik 'n jag te besit, is 'n wonderlike ding. Nou dink net daaraan, wat is die grootste probleem van elkeen van julle? Jy maak 'n bietjie welvaart by mekaar, jy werk hard, jy konsentreer, jy begin 'n besigheid, jy spaar, jy neem polisse uit, jy kry versekering, al daai goed, en dan in jou agterkop weet jy, maar jou kinders gaan dit erf, want jy gaan dit nie opgebruik, en baie van die voordele is eers beskikbaar wanneer jy tot sterwe kom. Maar wat daarvan, wat doen jou kinders, die tweede geslag, met dit wat jy so hard voor gewerk het? Nou is eintlik skokkend, wêreldwyd sê die statistiek, die derde geslag, dan is al die geld weg. Die tweede geslag leef lekker, die derde geslag mors het. Dis ongelukkig so. Nou in 'n familiekoöperasie skep jy 'n struktuur wat nie kan doodgaan nie, en dis die koöperasie. Hy bly voortbestaan. En as die hele familie saamwerk en hulle skep hulle welvaart binne in daai familiekoöperasie en hulle stel die reëls in die begin vas, dan kan die familie en die tweede en die derde geslag nie daai geld en daai voordele deurbring. So die Rothschilds van Amerika byvoorbeeld. Ek weet baie mense praat baie oor hulle, maar een goeie ding wat hulle gedoen het. Hulle familiekoöperasie het dit nou al vir die 60 geslag. En hy word net al groter en groter en groter. Daai hele familie het opgehou besigheid doen. Hulle besigheid is om hulle familie te bestuur. En dit kom ons nou lekker aan. Nou vir die van julle wat wil meer weet van familiekoöperasies en wat alles in 'n familiekoöperasie gebeur. Julle moet nou in ons netwerk, aanlyn netwerk inklim. Want daar gaan ek daai koöperasie vir julle uitmekaar uittrek en verduidelik van bo tot onder. Van hoe kragtig 'n eenvoudige familie is. Ek gaan afsluit met die stelling. Ek het somme gemaak. En as jy 'n familie het
en jy kyk na jou skoonfamilie en boontoe en ondertoe, voor jy oë uitvee, dan tel jou lysie by 50 tot by 100 verby. Nou as daai 50 tot 100 mense, elkeen net R100 'n maand bydra tot so 'n familiefonds, het daai fonds 130 miljoen in 20 jaar. Ek sien uit daarna om julle daar te geniet. Binne in ons gemeenskap, kom klim in.